Hallo vriende, en baie welkom by vandag se broodbrokkie. Het jy al ooit gewonder hoekom die son elke oggend opkom oor mense wat God heeltemal ignoreer of selfs haat? In 'n wêreld waar ons glo jy moet kry wat jy verdien, maak dit dikwels nie vir ons sin nie. Vandag kyk ons na God se ongelooflike goedheid en die groot uitdaging wat dit vir ons as gelowiges inhou. Ons skrifgedeelte vir vandag kom uit Matteus 5 vers 45 wat soos volg lees: sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemele is, want hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies, en hy laat dit reën op regverdiges en onregverdiges. Wanneer ons hierdie teks histories en grammatikaal beskou, sien ons hoe Jesus 'n alledaagse werklikheid gebruik om 'n diep geestelike waarheid te leer. In die antieke nabye Ooste was landbou die leidsnoer van oorlewing. Sowel die son en die reën van die hemel af was essensieel om te kon lewe. Teoloë noem hierdie onverdiende goedheid algemene genade. Paulus het in Handelinge 14 vers 7 dieselfde saak beklemtoon toe hy vir die heidene gesê het dat God van die hemel vir ons reën en vrugbare tye gee om ons harte met voedsel en vrolikheid te vervul. God gee dus elke dag kos, gesondheid en seën aan mense wat hom nie dien nie en wat in baie gevalle hom openlik haat. Hy doen dit nie omdat sondaars dit verdien nie, maar omdat hy in wese goed is. Hier is 'n skriftuurlike feit om onsself aan te herinner. God se genade spruit uit sy eie karakter, nie uit ons verdienste nie. As sy kinders moet ons karakter syne weerspieël. Hierin lê die groot uitdaging vir jou en vir my. Jesus sê vir ons om ons vyande lief te hê en goed te doen aan diegene wat ons te nakom. Ware genade is immers nie genade as iemand dit eers moet verdien nie. Ons word geroep om goed te doen aan almal, ook aan moeilike, vyhandige mense en mense wat ons nie kan terugbetaal nie. Dit beteken ons praat vriendelik, ons help waar daar nood is, ons vergewe en ons weier om wraak te neem. Dit beteken nie ons skakel wysheid of grense af nie. Dit beteken bloot dat ons nie toelaat dat 'n ander mens se slegte karakter ons karakter bepaal nie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U vir my goed is, selfs wanneer ek dit die minste verdien. Vergewe my waar ek dikwels net goed doen vir diegene wat vir my goed is. Vul my hart vandag met U Heilige Gees, sodat ek U genade en liefde kan uitleef na 'n verlore en vyhandige wêreld. Help my om U karakter te weerspieël in alles wat ek doen. Ek vra dit in die wonderlike naam van die Here Jesus Christus. Amen.